Welkom by hierdie Shabbat uitsending saam met my, Rian Abri, en is 'n absolute voorreg om vandag net in sy teenwoordigheid te wees, en ek groet jou in die hoogverhewe naam van ons meester Yeshua. Halleluja. Ek wil jou vra vandag, het jy hom lief? Het jy die lewende God lief met jou hele hart, met jou hele siel en met al jou krag? Het jy hom lief met 'n ewige liefde? Weet jy hoekom het ek hom lief? Ek het hom lief want hy het my eerste lief gehad. En daarom het ek so begeerte om in sy teenwoordigheid te wees. En ek besef vandag dat dit so groot voorreg om te kan werk in die koninkryk van God, om te kan werk vir die koning van alle konings. Ek besef vandag die groot voorreg en ook die groot verantwoordelikheid. Nou, ek het 'n verantwoordelikheid om die woord reg oor te dra, en dis belangrik dat ek dit sal uitvoer, nie volgens my wil of my wense nie, maar dat ek dit sal uitvoer volgens die woord van God. So ek sien ongelukkig is daar soveel gemeentes en pastore reg oor die wêreld wat maar net volg en wat maar net glo soos wat maar oorgedra word al die jare, in steede daarvan om op te staan om te sê, weet jy wat, ek gaan begin vra. En ek gaan kyk, maar wat beteken hierdie gedeelte werklik waar? Wat is die waarheid van God se woord? Want ek het 'n verantwoordelikheid, en as ek daai verantwoordelikheid minag, en ek voer dit nie uit nie, dan het ek moeilikheid. So daarom moet ek die woord op die regte wyse oordra, en dis wat ek graag wil doen. Dis hoekom met hierdie boodskap wat ek vandag met jou gaan deel, waarhede uit die boek van Romeine, dis nou natuurlik deel 2, wil ek aan jou kom openbaar wat die woord van Skepper lewende God sê. So, as jy gekyk het na deel 1, dan sal jy sien waarvan praat die woord. So ek wil net so 'n bietjie verder gaan in die boek van Romeine. So ons het gestop by hoofstuk 3, en ons gaan nou so 'n bietjie verder gaan met betrekking tot die boek van Romeine. Maar ons het nou bepaal, laasweek se boodskap, ons het bepaal dat ons geregverdig word deur die bloed van Yeshua, deur ons geloof in hom. En nadat ek deur geloof geregverdig word, moet ek dan lewe in geregtigheid deur gehoorsaamheid aan sy wet, sy insettinge en sy verordeninge. In ander woorde, ons moet gehoorsaamheid verkry. So ons het dit nou laasweek bepaal, so ons gaan so 'n bietjie verder gaan in die boek van Romeine. So, maak jou Bybel oop, Romeine hoofstuk 4, en ons gaan hierdie vers saam lees, en ek seker jy ken hierdie vers, dis al baie keer gekwoteer, en hierdie vers word ook gegee in terme van die aanval van hoe jy glo en waarin jy wandel. So hierdie vers word ook gegee as 'n aanval. Maar luister gou wat sê hierdie gedeelte. Romeine 4 vers 3. Want wat sê die skrif? Abraham het in Elohim geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. So wat het gebeur? Abraham het in geloof na Jahwe gegaan, en dit is hom tot geregtigheid gereken. So hierdie skrif word baie keer aangehaal, en dit word baie keer gekwoteer. Maar kom ons gaan kyk gou-gou na die breë konteks van hierdie skrif, en ons gaan ontleed hierdie gedeelte in die woord. So Abraham het in Elohim geglo, en dit is hom tot geregtigheid gereken. Vraag. Wat het Abraham gedoen? Wat het hy gedoen? En hoe het Abraham geglo? So as ons gaan kyk na hierdie gedeelte, en hy verwys na Abraham, dan moet ons gaan kyk, maar wat het Abraham gedoen? En hoe het Abraham geglo? As ons dan by die betekenis van hierdie vers wil kom, moet ons teruggaan na die Ou Testament, en natuurlik na die Torah, die eerste 5 boeke van die Bybel. So kom ons gaan na Genesis hoofstuk 26 vers 4 tot 5. En nou praat Vader, hy praat met Isak, en hy gee dieselfde beloftes wat hy vir Isak gegee het, of vir Abraham gegee het, gee hy vir Isak. So hy praat nou met Isak, en hy sê, maar hoor hierso, dit wat ek jou vader Abraham beloof het, dit beloof ek jou. Kijk, wat sê hy? En ek sal jou nageslag vermeerder soos die sterre van die hemel, en aan jou nageslag al hierdie lande gee, en in jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseënd word. Omdat Abraham na my stem geluister, en na my ordinge, my gebooie, my insettinge en my wette onderhou het. So wat het Abraham gedoen?
Ek vra die vraag, want as ons moet teruggaan na Romeine 4 vers 3, om te gaan bepaal dat hoe het Abraham geglo en wat het Abraham gedoen, is dit baie duidelik in sy lewenswyse wat hy gedoen het. Omdat Abraham na my stem geluister het, so hy het geluister na Jahwe ons Elohim se stem, hy het my ordinge, my gebooie, my insettinge en my wette onderhou. Maar stop gou daar. Hoe is dit moontlik as daar nog nie 'n wet was nie? Hoe is dit moontlik dat Abraham dit gedoen het, maar die wet het eers gekom in Eksodus hoofstuk 20, waar die volk by die berg van Sinaï gestaan het? Dis omdat Vader Jahwe altyd werk binne die raamwerk van sy wette, sy insettinge en sy verordeninge. Dit het van die begin van die ontstaan van hierdie wêreld was die wette, die insettinge en die verordeninge daar. Selfs met Adam en Eva. Adam en Eva het sy wette, sy insettinge, sy verordeninge gebreek. Want wat het hulle gedoen? Hulle het verval in sonde. Wat is sonde? Sonde is wetteloosheid. Met ander woorde, in Adam en Eva is daar 'n morele wet geskrywe. In hulle lewe is daar 'n morele wet geskrywe, want jy sien Vader gee aan hulle 'n opdrag. Wat is 'n opdrag? 'n Opdrag is niks anderste as 'n wet, 'n insetting en 'n verordening nie. Dis 'n opdrag en wat het hulle gedoen? Hulle was ongehoorsaam aan die opdrag en dit het sonde veroorsaak. Dit het wetteloosheid veroorsaak. So met ander woorde, daardie opdrag, moenie daarvan eet nie, was eintlik 'n wet. Was eintlik 'n wet. So ons sien dat van die begin, van die ontstaan van hierdie wêreld, bestaan Vader se wette, sy insettinge en sy verordeninge. En dis het Abraham dit gedoen, hy het daarna geluister. So ek vra die vraag, wat het Abraham gedoen? Hy het sy wette, sy insettinge, sy verordeninge geonderhou. En hoe het hy geglo? Hy het geglo in Jahwe, hy het geglo in wie hy is, en daarmee het hy gehoorsaam geword om te doen wat van hom verwag word. Dis hoe Abraham geglo het. So as jy dit nou weer lees en jy sê Abraham het in Elohim geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken, dan verstaan jy wat het Abraham gedoen in terme van die feit dat hy tot geregtigheid gereken is. So dis is dit duidelik dat geloof en gehoorsaamheid werk saam. Geloof en gehoorsaamheid werk saam. Jy kan nie Yeshua en die wet van mekaar skei nie. Maar jy sien die algemene gelowige en hierdie wêreldse kerkstelsel wil Yeshua en die wet van mekaar afskei en jy kan dit nie doen nie. Ek kan dit nie doen nie. Want as jy gaan kyk na wat Yeshua geleer het en wat hy oorgedra het aan die volk, is altyd 'n terugverwysing na die Ou Testament en hy het gefokus op die onderhouding van die gebooie en sy wet. Hy het gefokus daarop. So jy kan nie Yeshua en die wet van mekaar afskei nie. Inteendeel, as jy by Yeshua uitkom, dan besef jy maar ek is 'n sondaar. Ek het die wet verbreek. Ek het 'n verlosser nodig. Dan kom jy by Yeshua, jy neem hom aan as jou verlosser en saligmaker. Nou besef jy, okay man, nou het ek die vermoë, nou het ek die krag om sy wet en sy insettinge en sy verordeninge te onderhou, want ek doen dit uit liefde vir hom en dan wandel jy daarin. En die oomblik wat jy daarin wandel, dan bring dit jou weer terug na Yeshua, want dit is 'n aaneenlopende sirkel, en daai sirkel word voltooi in terme van Yeshua en die wet. Jy kan dit nie van mekaar afskei nie. Want die wet bring my na Yeshua toe. Want dit wys dat ek 'n verlosser nodig het. Dan kom ek by die verlosser. Dan wys die verlosser vir my dat ek moet wandel in sy weë. En as ek dan wandel in sy weë en ek onderhou die wet en sy gebooie, dan bring dit my weer terug na Yeshua toe, want dis die sirkel wat voltooi word. So jy kan dit nie van mekaar afskei nie. So Paulus verduidelik in hoofstuk 4 van die boek van Romeine, dat Abraham in geloof na Jahwe se stem geluister het, voordat hy in gehoorsaamheid die besnydenis ontvang het. So gaan lees hoofstuk 4. Jy sal sien hoofstuk 4 praat juis daarvan, dat nog voordat Abraham die besnydenis ontvang het, nog voordat hy gehoorsaam geword het aan die besnydenis, was hy alreeds tot geregtigheid gereken. Hoe? Deur geloof en deur gehoorsaamheid.
En eers daarna, toe moes hy die besnydenis ontvang het. So dis is Abraham geregverdig uit geloof en nie uit die besnydenis nie. Hy is regverdig as 'n onbesnedene. So ons moet dus dan die regte volgorde hê, eers die geloof in Yeshua, dan die gehoorsaamheid van die wet en die verordeninge, sy instruksies en sy wet. So ons moet eers geloof hê in Yeshua en dan die onderhouding van sy insettinge, sy verordeninge en sy wet. So ons kan nie anders te omwerk nie. Die regte volgorde moet daar wees. Ek het dit laasweek ook gesê, ons kan nie 'n verkeerde volgorde hê. En nou kom Paulus en hy verduidelik in hoofstuk 5 dat deur die geloof ons die genade van Elohim ontvang, as ons dan versoen word met Elohim, ons in 'n regstaande posisie in hom het en vrede met Jahwe het. So dit is so belangrik dat ons sal besef dat sy genade kom in wanneer ons dit nodig het, wanneer ons verlore is, en sy genade en sy wet werk ook saam. So kyk gou hierdie is noodsaaklik om te weet. So sonde bring wat? Die dood. Sonde bring die dood. Sonde is dan natuurlik wetteloosheid. So wat doen sonde? Sonde werk in die vlees. Sonde is wat ek doen in die vlees. So as sonde die dood bring, en sonde is wetteloosheid, en sonde is wat ek doen in die vlees, hoe kan ek dan nog sonde doen wanneer ek geregverdig word deur Yeshua, wanneer ek in geloof in Yeshua is? En hier kom Romeine hoofstuk 8 vers 1 tot 2 in. Hy sê daar is dan geen veroordeling vir die wat in Messia Yeshua is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. So in ander woorde, ek is nie veroordeeld of ek is nie deur die wet skuldig bevind wanneer ek in die gees wandel. Ek word wel skuldig bevind en ek word wel veroordeel deur die wet wanneer ek in die vlees wandel. Maar die oomblik wanneer ek in die gees wandel en ek funksioneer in die werke van die gees en natuurlik die vrug van die gees, dan beteken dit dat ek staan nie onder die veroordeling van die wet nie. Want die wet van die gees van die lewe in Messia, Yeshua, het my vrygemaak van die wet van sonde en die dood. Ok, hier's 'n baie belangrike vers. Ek gaan dit gou weer vir jou gee. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Messia Yeshua is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Messia Yeshua het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Alright, nou kom die vraag. Wat is die wet van die sonde en die dood? As Paulus daarvan praat en hy skryf dit in Romeine hoofstuk 8, is dit belangrik dat ek en jy weet wat die wet van sonde en die dood is. Ek het dit laasweek vir jou gesê, daar's verskeie aspekte van die wet waarvan Paulus praat. Hy praat van die wet van die gees, van die lewe in Messia Yeshua, hy praat van die wet van sonde, hy praat van die wet van die gebooie, en hy praat van die seremoniële wet. So daar's verskeie aspekte van die wet waarvan hy praat. So wat is die wet van die sonde en die dood? Dit is nou natuurlik die sondige natuur wat in alle mense is, as gevolg van die sondeval in die tuin van Eden. Dit is ook die gevolge van hierdie sondige natuur wat die geestelike en fisiese dood veroorsaak en ons onvermoë om in geregtigheid te lewe uit ons eie wil. So dit is ons sondige natuur, ouens, die wet van die sonde en die dood. So hier sê die skrif, want die wet van die gees van die lewe in Messia het ons vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Hy het ons nie vrygemaak van die wet nie. Hy het ons vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. So sonde, weet ons nou, is dan natuurlik wetteloosheid. So hy het ons vrygemaak van die wet van wetteloosheid, van sonde en die dood, wat dan natuurlik ons sondige natuur is. Nou dat jy tot bekering gekom het, is jy mos nie meer dieselfde mens nie.
Jy het 'n ander natuur. Jy het die goddelike natuur in jou en daarom moet jy in die gees wandel. Dis wat Romeine 8 sê. So nou wil ek hierdie vraag vra. Wat is die wet van die gees van die lewe in Messia Yeshua? Ons het nou bepaal wat is die wet van die sonde en die dood. Nou moet ons bepaal wat is die wet van die gees van die lewe in Messia Yeshua. Dit is nou natuurlik die krag en die autoriteit van Heilige Gees wat ons bekragtig om in die wil van Elohim te wandel, in die vrymaking van sonde en die dood deur die verlossingswerk van Yeshua. Dis die wet van die gees van die lewe in Messia Yeshua. So ons word nou vrygemaak. Ek het die krag en die autoriteit van die Heilige Gees wat my bekragtig, want wat is die funksie van die Heilige Gees? Die funksie van die Heilige Gees is om my te lei in die waarheid, in die volle waarheid. Die funksie van die Heilige Gees is nou natuurlik om my te laat wandel, om my te lei in die insettinge, die verordeninge en die wet van Yahweh. Dis die funksie van die Heilige Gees. So ek word vrygemaak deur die wet van die Gees van die lewe in die Messia Yeshua. So nou het ek sy lewe in my. Ek is nie meer dood nie, ek het lewendig geword. Nou kom Romeine hoofstuk 8, vers 5 tot 8. Luister gou wat sê hier. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want die wat vlees bedink is die dood. Ekskuus, want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen Elohim is. In ander woorde, nou dat Yeshua in my lewe is, nou bring dit my op 'n geestelike vlak. Ek is nou geestelik weer lewendig gemaak, want ek was dood in my sonde en my misdade, volgens Efesiërs hoofstuk 2, was ek dood in my misdade, my sonde en my misdade, en nou is ek lewendig gemaak. Nou dat ek lewe, is daar nie meer vyandskap tussen my en die lewende God nie. Ek staan in 'n regstaande posisie, en nou dat ek in hierdie regstaande posisie is, lei sy Heilige Gees my om wat te doen? Om geloofsgehoorsaam te wees, om in sy insettinge, sy verordeninge te wandel. So, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen Elohim is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van Elohim nie. In ander woorde, my vlees kan nie van nature die wet en die insetting en die verordeninge doen nie. Sorry, dit werk nie so nie. Want die sondige natuur heers in my lewe. Die sondige natuur, maar die oomblik wanneer ek tot bekering kom en ek begin wandel in die Gees, dan kan ek sy insettinge en sy verordeninge en sy wet onderhou. Want in my is daar niks goeds nie. Die woord sê dit, daar's niks goeds in die mens nie. Daarom het ons sy salwing, sy Heilige Gees nodig. Want jy sien, my vlees kan myself nie onderwerp aan die wet van Elohim nie, want my gedagtes is vuil en my hart is vuil en my funksies is vuil omdat ek in die vlees wandel, maar die oomblik wanneer jy oorgaan en jy begin wandel in die Gees, dan is jy op 'n ander aspek. Want jy sien, dan kan jy Vader behaag, want jy kan hom nie behaag in die vlees nie. Die woord sê dit. Hy sê, want dit onderwerp hom nie aan die wet van Elohim nie, want dit kan ook nie, en die wat in die vlees is, kan Elohim nie behaag nie. So hoe behaag ons hom? Om te wandel in die Gees, met ander woorde, in sy insettinge, sy verordeninge en sy wet. So ons word dus vrygemaak deur Yeshua, sy bloed offerwerk op Golgotha en ons geloof in hom. So ek ervaar sy vryheid, ek ervaar sy verlossingswerk, die oomblik wanneer ek my geloof in hom plaas, ek maak my gees oop, hy's inwonend in my, en ek het bely met my mond, en daar's 'n verandering wat plaasvind in my lewe. Dis nie net 'n gebedjie wat ek opsê, en
Mense sien dit so baie op sosiale media, dan is daar sekere mense wat op 'n platform staan en dan bring hy nou konsyns die woord vir duisende mense wat in sy plek sit en dan wanneer hy klaar is en hy klaar die woord bedien, dan sê ja, hy wil net geleentheid gee vir die wat dalk gekom het wat nog ongered is, om net 'n gebed agter my aan te sê. Dan sê hy die gebed aan, as jy bely met jou mond en jy glo met jou hart, dan is jy gered. En as jy dit sê, dan is jy gered. Welkom in die koninkryk van God. Dan dink ek regtig, dis nie so maklik nie, hoor. Dis nie so maklik nie. Dis nie net sê 'n gebedjie op en nou sê jy okay nie. Dit gaan oor die verandering wat plaasvind hier in die binneste. Dit gaan oor die verandering wat plaasvind en dis so belangrik, want die oomblik wanneer hy ons vrymaak van weer die feit dat ek besef maar, ek is 'n sondaar, ek het hom nodig. En ek het berou oor dit en ek is jammer oor my sonde en ek maak my gees oop en hy kom in en hy kom maak die verandering in my lewe, dan is ek vrygemaak deur sy bloed. Maar dit beteken dan dat nou dat ons vrygemaak is van sonde, beteken dit dan wanneer ons dit ervaar, kan ons dan weer terugkeer na ons sondige lewe? Ja of nee? Nee. Ons kan nie. Maar jy sien soveel mense sê ja, maar sy genade is my genoeg en is okay my boetie, jy kan maar maak en doen wat jy wil en ag nee, dis nie sonde nie en daar is nie sonde nie. Ag ek gaan nou nie praat oor daai nie. Miskien interpreteer ons die Bybel verkeerd en ek gaan ons nou nie praat oor die hel en dat daar 'n helse vuur is nie. Ek wil ons nou oor die liefde van die lewende God praat. Jy sien, dan kry mense die verkeerde indruk oor wie Vader is. En as ons die boodskap hoor, maar God is liefde en hy het jou so lief, moet nie bekommerd wees nie, hy is so lief vir jou net soos wat jy is. Dan dink die sondaar in die bank, of wat oor sosiale media luister, dan dink hy maar, ek hoef dan nou mos niks te doen nie. Ek hoef dan nie te verander nie, as hy my lief het net soos wat ek is, wat moet ek dan verander? Hy het my mos lief. En omdat hy my lief het, gaan hy mos nou nie toelaat dat ek hel toe gaan nie, so, wow, jippie, ek kan mos maar maak en doen wat ek wil, solank ek glo dat hy is, solank ek glo dat, jy weet, hy is Yeshua en hy sy lewe afgelê en sy bloed kom was skoon, solank ek dit glo is ek okay. Maar jy sien, die duiwels glo ook en hulle sidder. So dit is belangrik dat ons geloof in Yeshua plaas, waar ons die verandering ervaar van wedergeboorte. So ek kan nie nou, dat ek vrygemaak is van sonde, weer terugkeer na my ou weë, met die uitspraak, maar sy genade is my genoeg nie. Kan nie. Kyk wat sê Romeine hoofstuk 6 vers 1 tot 2. Romeine hoofstuk 6 vers 1 tot 2. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Nou wil ek jou vra, het jy die sonde afgesterwe? Want jy sien, toe jy deur die doopwater is, en jy's gedoop in Yeshua, is jy gedoop in sy dood. In ander woorde, jy het afgesterwe. So jy moenie nou meer worry en bekommerd wees, en jy kan ons nou nie meer daardie sondige natuur hê, en vir my sê maar pastoor, ek sukkel met hierdie ding, en ek kan net nie oor hierdie sonde kom nie. Okay, maar hoor hierso, jy moet sterwe. En as jy gesterwe het vir die sonde, dan beteken dit jy staan op in 'n nuwe lewe saam met hom. Dan moet jy begin heerskappy vat, autoriteit vat, en die vyand is dan onder jou voete. Gaan hy kom met versoekings? Verseker. Nou sê die woord, dat wanneer ons versoekings ervaar, hy is getrou en regverdig, hy sal ons nooit bo ons kragte laat versoek nie. En met elke versoeking sal hy vir ons die uitkoms gee. Julle het die probleem, ons wil nie die uitkoms aanvaar nie. Dis vir ons makliker om in die sonde te verval, en dan maak ons die uitspraak, ag, sy genade is vir ons genoeg. Ag, hy ken mos my hart. Hy weet mos waardeur ek gaan.
Dit het tyd geword dat ware gelowiges begin standvastig wees om te sê, ek gaan nie sondig nie, ek gaan vas staan, ek gaan nie ingee vir die versoeking nie, ek gaan nie toelaat dat die duiwel my aanval met hierdie versoeking nie, ek gaan teëstaan in die kragwerking van God se gees. Ek het mos gesterf, ek het 'n goddelike natuur in my. So ek spreek dit aan in die naam van ons Meester Yeshua en met die kragwerking van Heilige Gees, vyand, gaan weg. Gaan weg. En dan kan ons staan in geregtigheid. Mense, sy Heilige Gees is daar om jou te bekragtig. Sy Heilige Gees is daar om jou die vermoë te gee om staande te bly teen elke aspek. So daarom skryf die woord, sê die woord, hy sê, wat sal ons dan sê, sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? So met ander woorde, ek kan nie nou die uitspraak maak, ag, weet jy wat, dis okay om maar net 'n drankie te drink. Want jy sien, ons mos nou niks verkeerd daarmee nie, Vader ken tog my hart, ek word mos nie dronk nie. Daar's mos nou niks daarmee verkeerd om net te kyk nie, want jy sien, ek is mos nou nie besig met die daad nie, ek kyk net. Ek kyk net en jy sien, ek is net op my foon besig, ek is mos nie met 'n buite-egtelike verhouding besig nie. En jy sien, mense maak verskonings in steede daarvan om in heiligmaking te lewe. Want as die woord sê, ons het die sonde afgesterf, wat het jy afgesterf? Jy het die wetteloosheid afgesterf. En as jy die wetteloosheid afgesterf het, kan jy nie weer in wetteloosheid lewe nie. So wat beteken dit? Ek het afgesterwe die feit dat ek die wet verbreek het, nou het ek dit afgesterwe, so wat moet ek nou opneem? Ek moet sy wet opneem, sy insettinge, sy verordeninge. So ons moet nou geloofsgehoorsaamheid verkry. Ons sterf dus vir die sonde, ons is gedoop in die dood van Yeshua. Romeine 6 vers 12 tot 14 sê die volgende. Hy sê, laat die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers nie, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees. In ander woorde, as ek in my vlees aan sy begeerlikhede gehoorsaam is, dan is dit die vlees wat Elohim nie kan behaag nie. En dit onderwerp hom dan ook nie aan die wet nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid nie. Stop gou daar. So toe ek die sonde gedoen het, was my liggaam 'n werktuig van wat? Van ongeregtigheid. Van ongeregtigheid. Ek het dit laasweek gesê, ek sê dit weer. Soos wat wanneer jy na iemand kyk en jy sien, okay, maar hierdie persoon se doen en late sê vir my en dit wys vir my dat hy is 'n werker van ongeregtigheid. So kan dit ook wees dat deur 'n persoon se doen en late kan jy sien, maar hierdie persoon is 'n regverdige persoon. Hy's 'n persoon van geregtigheid. En nou sê die woord, moenie julle lede tot beskikking van die sonde as werktuie van ongeregtigheid stel nie, maar stel julleself tot beskikking van Elohim as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van Elohim. Okay, stop gou daar. Met ander woorde, my liggaam moet nou werke wys van wat? Van geregtigheid. Wat is die werke van geregtigheid? Dis sy wet, sy insetting en sy gebooie. Dis eintlik so eenvoudig, mense. Dis eintlik so eenvoudig. Want die sonde sal oor julle nie heers nie. Want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Okay, hier kom soveel verwarring in. En hierdie skrif word so baie verkeerdelik geïnterpreteer. So, nou wil ek jou die vraag vra, wat beteken die term onder die wet? Wat beteken dit? Hier sê die woord, want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. So wat beteken die term onder die wet? Wat beteken dit? Die term onder die wet beteken dat die straf en die gevolge van die verbreeking van die wet
van Yahweh is nie meer op my nie. So ek is nie onder die wet nie. Wat beteken dit om onder die wet te wees? Wanneer ek sonde doen, dan is ek onder die wet. Wanneer ek in ongeregtigheid funksioneer, dan is ek onder die wet, maar ek is mos nou vrygemaak van sonde en ongeregtigheid. Nou is ek nie meer onder die wet nie. Met ander woorde, die straf en die gevolge van die verbreeking van die wet is nie meer op my nie. Maar wanneer ek sy wet ongehoorsaam is en ek verbreek sy wet, dan is ek weer onder sy wet. Om onder die wet te wees, en vat jouself vir hierdie aspek, as jy in jou voertuig ry, en die landswette sê, die pad se reël sê, jy mag 120 ry, en jy ry 120, en daar is verkeersbeamptes en hulle sit kameras op, gaan jy enigstens bekommerd wees, ja of nee? Nee, jy gaan nie bekommerd wees nie, want jy ry jou spoed. Gaan jy enigstens 'n straf of afgetrek word om 'n boete te kry? Nee, jy gaan nie. Met ander woorde, jy funksioneer binne die raamwerk van die wet. So, jy staan nie onder die wet nie. Jy staan nie onder die wet nie. In ander woorde, die straf en die gevolge van die verbreeking van die wet is nie op jou nie. Maar as jy in jou voertuig ry en die landswet sê 120 en jy ry 180 en jy sien hier spring daar polisiebeamptes voor jou en jy sien daar's 'n kamera in die afstand, wat gaan gebeur? Jou hart gaan begin klop. Jy gaan voel, o hemel, nou is ek in die moeilikheid. Want dan is jy onder die wet as gevolg van die feit dat jy die wet verbreek het. Dan is jy onder die wet. Wat gaan dan gebeur? Jy gaan 'n boete kry, jy gaan toegesluit word. Die straf daarvan is dan op jou. Wat beteken die term onder die genade? Wat beteken die term onder die genade? Om onder die genade te wees beteken verlossing van sonde. My sonde en die straf wat my toekom, word my nie toegereken nie vanweë my persoonlike verhouding met Yeshua. So, my vorige lewe, voordat ek tot bekering gekom het, my hele lewe se rekords, alles wat ek verkeerd gedoen het, al die sonde en al die ongeregtigheid wat in my lewe was, daardie boek van werke wat volgeskryf was met al my dinge wat ek gedoen het, hoe ek teen die woord opgetree het, al daardie dinge is uitgewis die oomblik toe ek my geloof in Yeshua kom plaas het. So ek is verlos van my sonde en die straf wat my toegereken was, vanweë die feit dat ek ongehoorsaam was, daardie straf wat na my kant toe moes gekom het, is my nie toegereken nie. Hoekom? Want Yeshua het dit op hom gevat. Maar nou is ek in 'n persoonlike verhouding met Yeshua. En daardie persoonlike verhouding beteken dat as ek hom liefhet, moet ek wat doen? Johannes 14 vers 15. Dan moet ek sy gebooie onderhou, sy gebooie bewaar. So dit is wat genade is. Ek word vrygemaak deur die genade van die lewende God, deur Yeshua en deur sy bloed. So, my vraag is ek dan los van die wet? Nou dat ek vrygemaak is van sonde en ongeregtigheid, nou dat ek in geloof staan in Yeshua en ek het 'n verhouding met hom, is ek dan los van die wet? En kan ek nou maak en doen wat ek wil? Nee. Ek is nie los van die wet. Ek kan nie maak en doen wat ek wil. Ek wat sê Romeine 6 vers 15 tot 16. Hy sê, wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Weet julle nie dat aan wie julle julleself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. So, ouens, hier sê die woord dit so duidelik, dat ons kan nie die sonde doen, ons kan nie sê, maar ek is nou
vry van die wet, en ek kan nou maar maak en doen wat ek wil nie. Hier sê die woord dit so baie duidelik, hy sê, ouens, moenie dink dat omdat jy onder die genade is, en jy nie meer onder die wet is nie, wat beteken onder die wet? Ek is nou in geloof in Yeshua, en die straf van die wet is nie meer op my nie. Dan beteken dit, ek kan nie nou meer sonde doen nie. Want as ek dit doen, dan stel ek myself tot beskikking tot die sonde, en ek is dan 'n diensknegt van die sonde. Of ek is dan 'n diensknegt van gehoorsaamheid. Gaan gehoorsaamheid tot wat? Tot geregtigheid. Gehoorsaamheid tot geregtigheid. So dis my geloof in hom, en omdat ek in geloof is in hom, dan beteken dit ek moet nou gehoorsaamheid verkry, en daardie gehoorsaamheid waar ek wandel in sy weë, bring my in 'n posisie van geregtigheid. So geregtigheid vind plaas op die oomblik wanneer ek hom aanvaar as my verlosser en saligmaker, word ek in 'n oomblik geregverdig. Maar geregtigheid gaan verder vanweë my gehoorsaamheid. Ek het geloof, nou het ek gehoorsaamheid, en dit bring my in 'n posisie van geregtigheid. So waaraan moet ek gehoorsaam wees? As die woord dan hier sê, julle is dan diensknegte van hom aan wie julle gehoorsaam maak, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Okay, waaraan moet ek dan gehoorsaam wees? Waarom moet ek gehoorsaam wees? Ek moet gehoorsaam wees aan sy wet, sy insettinge en sy verordeninge. Wat gebeur wanneer ek gehoorsaam is? Dit word as geregtigheid gereken. Ek vat jou weer terug na Romeine hoofstuk 4 vers 3. Abraham het in Elohim geglo en dit is hom tot geregtigheid gereken. So, wat moet gebeur? Ek moet gehoorsaam wees. Aan wat? Aan sy wet, sy insettinge, sy verordeninge. Wat gebeur wanneer ek gehoorsaam is? Dit word as geregtigheid gereken. Nou wil ek hierdie laaste gedeelte vir jou gee, voordat ek saam met jou gaan bid. Luister wat sê die woord. Hy sê Romeine hoofstuk 7 vers 22 tot 26. Romeine 7 vers 22 tot 26. Gaan merk dit in jou Bybel en jy kan dit self daar gaan lees. Luister wat sê die woord. Want ek verlustig my in die wet van Elohim na die innerlike mens. Stop gou daar. Dit is die hele funksie van die wet. Die funksie van die wet is om innerlik te wees. In ander woorde, dit moet in jou wees en in jou die verandering maak. Maar jy sien vroeër jare in die Ou Testament en in Yeshua se tyd, het hy selfs die Fariseërs en die Sadduseërs aangevat, want hulle het aan die buitekant, het hulle probeer om die wet te onderhou, maar dit het nie innerlik 'n verandering gemaak nie. Dis hoekom hy gesê het vir die Fariseërs en die Sadduseërs, hy sê, julle is soos gewitte grafte. Julle is aan die buitekant is julle so mooi en fraai, maar aan die binnekant is julle vol doodsbeendere. En dis wat plaasvind as ons die verkeerde volgorde wil hê in terme van Vader se woord. Ons moet eerstens geloof hê in Yeshua, daardie geloof in Yeshua veroorsaak dat ek in sy insetting en sy wet en sy verordeninge wandel. So ek kan nie met dit begin, eers met sy wet nie, en dan met Yeshua wil kom nie. Nee, daar's 'n volgorde. Ek moet Yeshua eers in my hê, en dan wanneer hy in my is, en sy gees is inwonend in my, dan sal sy gees my lei om sy insettinge, sy verordeninge en sy wet te onderhou. En Paulus praat daarvan, hy sê, want ek verlustig my in die wet van Elohim na die innerlike mens. Dit moet hier binne 'n verandering maak. Maar ek sien 'n ander wet, wat in my lede stryd voer, teen die wet van my gemoed. Wat is die wet van my gemoed? Dit is die wet van insetting en gebooie, wat hy in die innerlike mens wil doen. Dis hoekom sê die woord, hy sê so mooi, in die boek van Galasiërs, hoofstuk 5, dan praat hy van die gees en die vlees, en dat die gees en die vlees stryd teen mekaar, en dat 'n mens nie kan doen wat jy wil nie, want dis die vlees en dan is dit die gees, en die een wat jy die meeste voed, word die sterkste. Hoe meer jy die vlees voed, hoe sterker word die vlees. Hoe meer jy die gees voed, hoe sterker word die gees. Nou sê
die woord. Hy sê, maar ek sien 'n ander wet wat in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed en my gevange neem onder die wet van sonde wat in my lede is. Ek, elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Alright, stop gou hier. Alright, so Paulus praat hier oor die feit dat hy wil die wet doen in sy innerlike mens. Maar nou is daar dinge wat plaasvind, daar's 'n wet van sonde wat in sy lede stryd voer, in ander woorde uit die sondige natuur, en hierdie sondige natuur wil altyd oorheers. En nou vra hy die vraag, ek elendige mens, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Want omdat ons die sonde doen, gaan ons die dood kry. Dis tog wat die woord sê, Romeine 6 vers 23, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van Elohim is die ewige lewe. So omdat daar sonde in ons lewe is, en die sondige natuur, dan bring dit ons na dood toe. So nou vra hy die vraag, maar wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? En nou antwoord hy die vraag, hy sê, en ek dank Elohim, deur Yeshua Messia, ons meester, so dien ek self dan wel met die gemoed die wet van Elohim. So nou kom hy sê, maar Yeshua gaan my verlos van wat? Van die sonde en van die dood. Hy gaan my verlos daarvan. En die oomblik wanneer hy my verlos daarvan, dan sê hy, so dien ek self dan wel met die gemoed die wet van Elohim. So in die innerlike mens. Maar met die vlees die wet van sonde. In ander woorde, daar's hierdie stryd wat in hom voer. Met ander woorde, die vlees wil altyd na die sonde toe gaan, die wet van sonde en die dood. In ander woorde, dit veroorsaak ongeregtigheid, maar in sy gemoed, in sy innerlike mens is hy besig met die wet van Yahweh. Dit hang weer af wie jy voed. As jy die vlees voed, gaan die vlees sterker word. As jy die gees voed, gaan die gees sterker word. Dis hoekom sê die woord, wandel in die gees. En jy sal nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. Galasiërs 5 vers 16. Nooit. Daai nooit is 'n baie sterk woord. Baie sterk woord. Maar jy sien, ons probleem is, ons hardloop na die vlees. En ons wil die vlees bevredig. En dan wil ons die verskonings maak. Oeg nee, sy genade is vir my genoeg. O nee, ek het nie nodig om sy wet en sy insettinge en sy verordeninge te onderhou nie, want ek is vrygemaak deur Yeshua. Okay, jy's vrygemaak, maar jy lewe dan nog in sonde. So, vir wie blus jy? Vir wie bluf jy? Jy kan nie jouself bluf, en jy kan nie ander mense bluf, om te sê, ja, maar ek is vrygemaak van sonde en ongeregtigheid, maar dan doen jy sonde nie. En jy sê, maar ek is vrygemaak ook van die wet, en dan doen jy sonde. So mense, dit is die boek van Romeine wat ek aan jou wil deel, sodat jy presies kan weet, waarvan praat Paulus, waarvan praat die woord in terme van die boek Romeine, en dat ons sal weet, maar ons kan nie nou maak en doen wat ons wil nie. Ons kan nie nou soos hooligans lewe en die uitspraak maak, maar sy genade is vir ons genoeg, en nie lewe en wandel in die weë van Skepper lewende God. Ek hoop hierdie 2 afleweringe van die woord het vir jou so 'n bietjie duidelikheid gegee oor die boek van Romeine. En Paulus skryf in die boek van Romeine, hy sê, ouens, die wet is heilig, die wet is regverdig en die wet is goed. En alles wat ons nou gedoen het en alles wat ons gelees het, wys dit dat ek en jy moet gehoorsaam wees aan die wet, die insettinge en die verordeninge. Wat beteken dit? Dit beteken dis geloofsgehoorsaamheid. Want ek het geloof in Yeshua, en dan moet ek gehoorsaam wees. Aan wat? Aan sy insettinge, sy verordeninge en sy gebooie. Nou mense, baie dankie dat jy ingeskakel is, en ek glo en vertrou dat hierdie woord 'n groot betekenis in jou lewe gebring het, en dat jy nou met klarigheid en met duidelikheid kan weet wat die woord sê in die boek van Romeine. Net daar waar jy is, kom ons bid saam, en ons sê vir Abba dankie. Vader, ek eer U en ek loof U vir U kosbare woord. Vader, ek wil U woord eintlik vasgryp. En ek wil net vir U dankie sê vir die onfeilbare woord van Skepper lewende God. En mag hierdie woord mense se lewens kom verander. Vader, want die woord is in baie opsigte onpopulêr. Maar Vader, mag die woord mense se lewens transformeer.
Mag dit die gedagtes kom oopmaak. Vader, mag hierdie woord mense die sluiers van mense se oë afhaal en afruk, dat hulle die waarheid sal raak sien. En ek dank U, Vader, dat U altyd U woord bevestig deur die kragwerking van U Heilige Gees. Vader, ek bid dat die Heilige Gees nou in mense se harte sal werk, in hulle gedagtes sal werk, en dat mense die besluit sal maak om te sê, weet jy wat, ek moet geloof hê in Yeshua, en ja, ek moet gehoorsaam wees aan sy woord. Ek bid, Vader, dat ons in hierdie tydperk waarin ons is, nog net meer gehoorsaam sal wees aan U woord. Dat ons sal vashou aan die woord, en U woord is die fondasie, dis die rots waarop ons staan. En dat niks in hierdie wêreld ooit ons sal laat struikel oor die waarheid in U woord. Dankie, Vader. Bereik U doel in elke persoon se lewe. Mag die Gees van die lewende God elke persoon nou kom bekragtig en inspireer deur die woord van die lewende God. Ek dank U, Vader. Mag U elke persoon nou vandag seën op hierdie Shabbat, die dag wat vir U belangrik is. Vader, die dag wat U vir ons uitverkies het om U te loof en te prys. En ek bid, Vader, dat U elke persoon nou sal kom seën, dat U hand oor hulle vaardig sal word. Vader, dat U aangesig oor hulle sal laat skyn, en dat hulle die vrede van Elohim sal ervaar. Dis my gebed, Abba. En ek roep dit uit, en ek verklaar dit in die naam van ons Meester Yeshua, en my gees roep uit, Halleluja, halleluja. Baie, baie dankie, mag jy jou Shabbat geniet, en van my kant af, Rian Abri, tot volgende keer, Shalom.